Sluit nou gerus aan by kruispad.com se aanlyn erediens. Goeiedag, ek groet jou vandag vanuit die mooie Koubokkeveld, waar ek en Gerrie Ben al 'n paar keer vir 'n paar dae kom rus en skryf het. En ons was so opgewonde toe Fanie sy kleinneef vir hom hierdie plaashuisie kom wys het, wat ideaal is vir die skiet van al ons adventpreke. Nou as jy na Gerrie Ben se vorige boodskappe geluister het, dan weet jy dat hy begin het uit Jesaja, wat gepreek het of geprofeteer het oor die pad wat Jesus in die woestyn kom maak om sy mense te verlos. En toe het Gerrie Ben gepraat oor die lig wat gaan kom om die duisternis uit te doof. En daarna het hy die vraag gevra, is daar 'n plekkie vir Jesus in jou hart en in jou lewe? En vandag hoor ons wat die loflied beteken, wat Maria gesing het, toe Elisabeth, wat vir Johannes die Doper verwag het, haar verwelkom het, en self erken het, dat Maria die moeder van haar Here is. So moenie dink dis 'n onbelangrike of dalk 'n vervelige boodskap oor hierdie loflied nie, want niks in die woord van God is mos sonder betekenis of waarde nie. So kom ons raak stil en vra dat die Heilige Gees ons harte sal voorberei, sodat ons kan verstaan wat hierdie gedeelte in Lukas 1 ook vir ons vandag beteken. Hemelse Vader, maak ons harte ontvanklik om vandag te verstaan wat die loflied van Maria in Lukas 1 beteken. Vader, u woord sê dat niks neergeskryf is sonder betekenis nie. En ons wil graag weet, wat beteken Maria se loflied vandag, ook vir ons in ons eie lewens. Ons is ontvanklik vir u leiding en u lering. Werk in ons harte, Vader. Ons luister. Amen. So ons skriflesing is vandag uit Lukas 1 vers 46 tot 55 en dit word genoem die loflied van Maria. Maria het gesê, ek besing die grootheid van die Here. Ek juig oor God, my verlosser, omdat hy na my in my geringheid omgesien het. Kyk, van nou af sal elke nuwe geslag vir my gelukkig noem, omdat hy wat magtig is, groot dinge aan my gedoen het. Heilig is sy naam. Hy bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Kragtige dade het hy met sy arm verrig. Hoogmoediges
In hulle eie waan het hy uitmekaar gejaag. Maghebbers het hy van trone afgeruk en geringes verhoog. Behoeftiges het hy oorlaai met goeie gawes en rykes met leë hande weggestuur. Sy dienaar Israel het hy te hulp gekom deur te dink aan sy beloftes van ontferming, soos hy dit toegesê het aan ons voorvaders, aan Abraham en sy nageslag tot in ewigheid. Nou dalk wonder jy ook, soos ek, watter waarde sal hierdie lied van Maria nou eintlik vir ons inhou en hoe relevant kan dit nou vir ons lewe vandag wees? Maar ek was verbaas oor hoe die Heilige Gees selfs hierdie lied, wat ons maklik nalat om te lees, wel kan gebruik om ons van God se grootheid bewus te maak. Want hierdie lied van Maria is nie net 'n mooi gedig of 'n stukkie mooi Bybelse poësie nie. Daar's iets heilig aan hierdie lied van haar. Een kommentator, William Barclay, sê, Maria sing nie sommer uit haar duim uit nie. Sy ken God se woord. En dan sê hy so mooi, haar hart is so vol van God se woord, dat sy sing met die taal van die psalms. Sy sing soos iemand wat die grootheid van haar Here besef en self ervaar het hoe hierdie groote God omsien na iemand wat nederig is. Sy is totaal en al in verwondering oor wie haar God is. En daarom kan sy haarself nie keer as om oor sy grootheid en sy goedheid te praat en te sing nie. Het jy al so in verwondering gestaan oor God se goedheid, dat jy nie anders kon as om daaroor te praat of dalk daaroor te sing nie? Ons is partymal so onaangeraak oor God se goedheid, dat ons vergeet om in verwondering daaroor te staan. Ons aanvaar soveel goedheid van God as maar net deel van die lewe, in plaas daarvan om gereeld stil te staan en te besef hoe sy goedheid oor ons spoel. En wanneer ons bewus raak van God se goedheid, dan moet ons toelaat dat die Heilige Gees ons beweeg om daaroor te getuig teenoor ander mense, soos wat Maria gedoen het. Nou in Lukas 1 vers 5 sê Maria, die Here bewys ontferming van geslag tot geslag aan die wat hom eer. Nou as jy nie 100% seker is wat dit beteken om die Here te eer nie, dan wil ek jou uitnooi om gerus te gaan kyk na my boodskap van 31 Augustus, waar ek op 'n eenvoudige manier verduidelik wat dit beteken. Want dit is belangrik om te weet hoe ons God moet eer en dien, omdat dit baie geestelike voordele vir ons inhou. Ekskuus. Dis met ander woorde die moeite werd om te weet wat dit beteken. So wanneer Maria sê, die Here bewys ontferming, is dit haar manier om te sê, God se hart is vol genade, en hy hou nie op om goed te wees nie. Hy gee nie net 'n bietjie genade vir 'n kort rukkie nie. Hy gee dit vir families, vir kinders en kleinkinders, van geslag tot geslag. Want God geniet dit om genade te wys. Dis wie hy is. Sy naam is liefde en sy natuur is barmhartigheid. En almal wat vir God lief is en op hom vertrou, ervaar elke dag hoe hy hulle met sy onverdiende goedheid ontvou. Net soos Maria dit daardie tyd ervaar het. Byna 2000 jaar gelede, maar dieselfde God met dieselfde karakter. En nou gaan Maria verder en sy wys hoe hierdie God van barmhartigheid nie net sag is nie, maar ook kragtig kan optree. Die God wat sy beskryf as vol genade vir die wat hom eer, is dieselfde God wat sy arm uitsteek en dinge in beweging sit. Sy sê eintlik, kyk hoe werk God se goedheid in die praktyk. Hy sit nie net in die hemel op sy troon nie, hy doen ook iets
In vers 51 tot 53 sing Maria van 'n God wat hoogmoedig is, verstrooi. Die 2020 vertaling sê, hy verwar die denke van hoogmoediges. Die wat dink, hulle kan sonder hom klaarkom. Dan staan daar, hy haal die magtiges van hulle troon af. Die nederiges lig hy op en die hongeres versadig hy met goeie gawes. En as ons mooi kyk, dan sien ons dieselfde patrone vandag nog. Want God verander nooit nie. Hy werk steeds in mense se lewe op maniere wat die wêreld nie verwag nie. Dink byvoorbeeld aan iemand wat vasgevang was in trots of hoogmoedigheid. Nou ek wil dalk net noem, toe ek en Gerjoben hieroor gepraat het terwyl ek die boodskap voorberei het, vra hy vir my, hoekom moet ek noem oor hoogmoediges en trotse mense? Want wie van ons sal nou eintlik erken dat ons hoogmoedig of trots is? Maar dis deel van die teks en ek wil dit nie uitlaat nie. En wat ons hier in gedagte moet hou, is dat Maria juig oor God haar verlosser. Die een wat sy seun aarde toegestuur het, om ons te verlos van onsself en van die sonde wat ons vashou en keer om 'n lewe van oorvloed te leef. So die fokuspunt is nie ons wat hoogmoedig of te trots is om te erken dat ons 'n verlosser nodig het nie. Die fokus is die verlosser, Jesus Christus. So om terug te kom tot hoogmoediges en trots. Dinge lyk dalk goed van buite af en mense raak selfs jaloers op die wat uiterlike voorspoed geniet, maar binnekant het hulle stadig begin verbrokkel. Dalk as gevolg van 'n siekte of 'n verlies van 'n geliefde of 'n finansiële krisis, dalk 'n stikkende verhouding, enige iets wat hulle knieë laat buig. En is juist daar, op daardie nederige plek, op hulle knieë, waar God vir hulle 'n nuwe hart gee. Nie om hulle te verneder op hulle knieë nie, maar sodat hulle afhanklikheid van God kan begin besef. En sodat hulle weer vir ander mense plek maak in hulle lewe. En dis waar jy sien hoe God die hoogmoedigers verstrooi en daai nederiges op hulle knieë weer oplig. Ons liefdevolle Vader bring ons nooit aarde toe en kyk dan hoe ons daar bly lê nie. Nee, hy tel altyd weer op. Want dis sy hart en dis die fokus van die verlossingsboodskap. Of neem iemand wat byvoorbeeld letterlik honger is, nie net vir brood nie, maar vir liefde, vir aanvaarding, 'n plekkie om te behoort. Vir jare het hulle dalk rondgesoek by mense, by prestasies, by geld, maar dit het nie die honger binne in hulle stil gemaak nie. En toe op 'n dag ontmoet hulle Jesus se liefde, deur 'n eenvoudige gebaar van iemand wat hulle ingenooi het, iemand wat na hulle geluister het, iemand wat hulle raak gesien het en nie afgeskryf het nie. En skielik was daar genoeg vrede, genoeg hoop en genoeg liefde. En daar sien jy hoe God die hongeres met goeie dinge volmaak of versadig. En dan, na hierdie 3 sterk voorbeelde van hoe God die hoogmoediges verwar en magtiges van hulle trone af verwyder en die nederiges oplig, kom Maria by die hart van alles. In vers 54 vertel sy hoe God sy volk Israel gehelp het toe hulle in nood was. God doen dit nie net vir individue nie, hy doen dit vir sy hele volk, vir sy hele kerk, vir almal wat aan hom behoort. Maria sê, hy het Israel, sy dienaar, te hulp gekom, omdat hy aan sy beloftes gedink het. En hier verwys sy terug na God se verbond met haar voorvader Abraham. Daardie belofte dat God
barmhartig sal wees, dat hy sal red, dat al die nasies deur Abraham se nageslag geseën sal word. Jesus se koms na die aarde was God se plan reg van die begin af. En deur hierdie lied getuig Maria dat sy weet dat hierdie babietjie in haar baarmoeder die vervulling van God se plan is. God het onthou. God het sy belofte nie vergeet nie. Ek kry sommer hoendervleis, want hy's getrou geslag na geslag en hy doen steeds vandag wat hy beloof het. Aan die begin van die lied loof Maria vir God oor wat hy vir haar doen, vir hoe hy teen magtige mense optree. En dan eindig sy deur te sê, en hy doen dit alles omdat hy getrou is aan sy mense. Met ander woorde, God se dade in haar lewe is nie los van sy groter storie vir die mens nie. Dis 'n deel van sy reddingsplan vir die wêreld. En soos hy vir Israel onthou het, onthou hy ook vandag vir jou. God vergeet nie sy beloftes nie. God vergeet nie sy mense nie. God vergeet nie vir jou nie. Joel Green sê iets baie moois. Hy sê Maria verstaan dat sy deel is van 'n groter storie. Haar loflied is geanker in Israel se geskiedenis. Sy sien dat God wat in die verlede beloftes gemaak het, nou in haar eie lewe besig is om dit waar te maak. Sy sing omdat sy besef, God vergeet nie sy beloftes nie. Hy onthou en hy doen. Maria sing 'n lied wat die wêreld kan verander. Dit kan jou lewe verander en deur jou lewe kan jy 'n rol speel om die wêreld te verander. Want as God werk om die nederige te verhoog, die hongeres te versadig, die vergete raak te sien, dan moet ons as sy kinders dieselfde leef. Maria se lied is nie net 'n aanbidding nie, dis ook 'n uitnodiging om deel te word van God se nuwe manier van leef. So wanneer Maria haar loflied uitsing, daar in 'n klein dorpie, as 'n jong meisie met min status, dan hoor ons nie 'n swak stem nie, maar 'n profetiese stem. Maria sing van 'n God wat naby kom, wat omgee, wat omdraai wat krom is, wat nuwe hoop plant in ou grond. In Advent, die aanloop na 'n tyd van herinnering aan die wonder van Jesus se geboorte, hoor ons weer Maria se stem. En sy nooi ons om saam te sing, saam te hoop en saam deel te word van God se nuwe wêreld wat begin het in die skoot van 'n nederige meisie. Is jy bereid om deel te word van hierdie beweging van verandering? As jou antwoord ja is, gaan ek jou nog 'n entjie verder help met 'n paar praktiese voorbeelde wat jy kan probeer as jy wil. Die eerste een is, staan elke dag net vir 'n oomblik stil by God se goedheid. Neem net 2 minute per dag en dan maak jy jou oë toe. Haal diep asem en noem hardop sommer 3-4 dinge waarvoor jy dankbaar is. Dit help jou om, soos Maria, weer bewus te raak van God se hand in jou lewe en om jou hart met dankbaarheid te vul. Want dit verander 'n mens se perspektief oor die lewe en dit bring ook nederigheid en vrede. Die tweede ding wat jy kan probeer is, maak doelbewus plek vir iemand anders. Vra elke dag, vir wie kan ek vandag 'n stukkie hoop gee? Dit kan dalk 'n kort boodskap wees, soos op 'n SMS, of iemand nooi vir 'n koppie koffie, of net 'n oor te gee vir iemand wat wil gesels. Of dalk wil jy sommer net reageer op 'n gevoel om vir iemand spesifiek te bid. Dis hoe ons help om die hongeres te versadig en die nederiges
op te lig. Deur prakties vir mense plek te maak in ons leefwêreld is nodig, want dis wat Jesus gedoen het. Onthou, ons is nooit te oud of te afgetree of te geïsoleer om iets vir iemand anders te beteken nie. My ma is amper 80 in die ouete huis en sy is heeldag in 'n rolstoel en kan nie op haar eie enige plek beweeg nie. Sy is die hele tyd afhanklik van carers om haar te stoot waar sy ook al wil wees. Maar in haar hart, in haar wese, het sy nog nooit afgetree as maatskaplike werker of eerder as kind van God nie. Sy het steeds 'n hart vir mense en soos sy nog altyd gehad het. En nou die dag toe ek haar gaan besoek, toe vertel sy vir my van een van die carers wat vir haar vertel van 'n tannie wat 4 maande gelede by dieselfde ouete huis ingetrek het, maar nog nooit uit haar kamer uitgekom het nie. Sy kry al haar etes in haar kamer en sy gesels met niemand. En die carer sê toe vir haar, die tannie verjaar vandag. En daar reageer my ma op die fluistering van die Heilige Gees. En sy vra vir die carer om haar na hierdie tannie se kamer toe te stoot. Op die einde van die dag het hulle vir ure en ure gesels. Dis wat gebeur wanneer 'n mens doelbewus plek maak vir iemand anders en wag dat die Here vir jou geleenthede oor jou pad gestuur. Praat met die Here, vra vir hom, waar kan jy nog dien? En dan hou jy jou ore oop en jou oë oop, want hy bring die geleenthede oor ons pad. Die derde idee wat ek vir jou wil gee is, leef God sy beloftes, sy belofte getrouheid, leef dit uit. God vergeet nie sy beloftes nie, hy onthou dit en hy kom dit na. So probeer om daardie deel van God se karakter ook in jou eie lewe te demonstreer. En dan maak jy hierdie week een eenvoudige belofte aan die Here. Sê byvoorbeeld iets soos, ek gaan met u hulp en die Heilige Gees probeer om hierdie een ding, hierdie week getrou te doen. Dalk is dit om iemand te vergewe, of om op te hou kla, of om op te hou vloek, of om net elke dag 'n stukkie uit die Bybel te lees en stil te raak, of dalk om 'n verhouding te herstel. Want klein, gehoorsame treetjies wys vir die wêreld dat jy deel is van God se groter storie, net soos Maria. My siel sing uit oor die grootheid, Heer. My hart juig oor my God wat my red. U sien my raak hier in my kleinheid, U lig my op, U roep my op my pad. Van geslag tot geslag is U genade. U hou die wat hier vast in uw hart. U breek die trots, die hoogtes word verlaag. U lig die nederiges weer op, met saktheid in uw hand. U onthou al die beloftes, uw woord staan vast vir ewigheid. U is getrouw deur al die jare. U hou die volk vast in die grootheid. U vul die honger en die moeges. Die ryke stuur met leë hande weg. O, my siel sing nou nog harder, want die Heilige het groot dinge vir my gedoen. O, Heer. U ruk die magtiges van troon en krag, maar verhoog die wat stil en nederig lewe. U maak die hongerharte oorvol, Heer. U bring vrede waar daar pyn en stukkend gewees het. U help die dienaars soos U beloof het. U onthou die liefde van die vroeë dae, die
woord aan Abraham is steeds onaantastbaar. Die trou bly staan, die liefde hou bly waai. U onthou al u beloftes, u woord staan vas vir ewigheid. U is getrou deur al die jare. U hou u volk vas in die grootheid. U vul die honger en die moeges. Die rykes stuur met leë hande weg. O, my siel sing nou nog harder van die heilige, die groot dinge vir my gedoen. O, Heer, U kyk met liefde na die wat swaar dra. U tel ons op waar ons op knieë val. U maak ons deel van die groot storie. U bring nuwe hoop in donker dale al. Soos Maria sing ek oor u goedheid. De liefde kom deur eeuwe steeds my kant toe. U is die God wat nooit vergeet nie. U onthou my naam, u maak my lewe nuut. U vergeet nooit, u verlaat nooit. U hou my vas deur elke seisoen. U beloftes bly my anker. U liefde laat my hele wese bloei in lof. U onthou, Heer, u onthou, Heer, en my hart sing saam. U onthou al u beloftes, u woord staan vas vir ewigheid. U is getrou deur al die jare. U hou u volk vas in die grootheid. U vul die honger en die moeges. Die rykes stuur u met leë hande weg. O, my siel sing nou nog harder van die heilige het groot dinge vir my gedoen. O, my siel sing nou nog harder van heilige het groot dinge vir my gedoen. O, Heer. Jesus, hoe sê ons dankie vir u gehoorsaamheid, sodat God se plan reg van die begin af in vervulling kan kom. Jesus, u het ons verlos van 'n doodsbestaan. U het ons verlos van bande wat ons vasgehou het om 'n sondige lewe te leef en dit te geniet. Jesus, u het gekom om vir ons 'n alternatiewe lewe te gee. 'n Lewe in gehoorsaamheid aan God ons Vader. 'n Lewe wat soos Maria juig oor u grootheid en dat u na ons nederige mense, sondige mense afgekyk het en gesien het dat ons u so nodig het. En in gehoorsaamheid het u ingestem, aarde toe gekom, mens geword en onder ons kom woon. En vandag juig ons, soos Maria, maar die voorreg wat ons het om te kan sê, Jesus woon in ons. Dankie Vader, vir u goedheid en dat u nooit u beloftes vergeet nie en dat u dit altyd nakom. Heilige Gees, help ons om die pad van verlossing te stap, agter Jesus aan en te leef soos wat hy geleef het. Geef vir ons die moed en die wil om in hierdie Kersfeestyd waar ons Christus se geboorte herdenk, die lewe te verander soos wat u dit ook gedoen het. Amen. Baie dankie dat jy vandag weer saam gekyk het. Mag hierdie loflied van Maria ook deel wees van jou lewe, omdat dit vandag 'n ander betekenis gekry het. Ons sê dankie vir die Heilige Gees, dat hy dit in ons harte bewerk, dat hy vir ons die begeerte gee om na die woord te luister, maar ook die wil in ons harte plant om te verander en te doen, soos wat die voorbeelde in sy woord vir ons leer. Mag jy 'n wonderlike week hê en mag jy ook hierdie tyd doen wat die woord van ons vra. Groetnis tot 'n volgende keer. Totsiens.